Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Want ek, die Here, het die reg lief, ek haat die roof met onreg. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons loof die Here en ons sing Psalm 66. Ons sing daar die 7de en die 8ste vers tot eer van die Here. Today
Geliefdes, na die wet dan sing ons Gesang 64 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis die tweede vers van Gesang 64. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here soos dit vir ons daar in Eksodus 20 opgeteken staan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Kolossense 2 vers 13 en 14. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Hoe wonderlik om dit te hoor. En met hierdie wete, hierdie sekerheid in die hart, kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here uit Genesis 37, uit die Ou Testament, Genesis 37. En voor ons daar lees, kom ons bid eers saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en prys U. Ons dank U, Here, dat ons gemeente kan wees. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Wonderlik om te weet, Here, dat U vir ons as gemeente, maar ook elkeen van ons in die holte van U hand hou. En dat U ons lewens beskik, U wat die almagtige, alwetende, alwyse God is. Bevoorreg om U bruidskerk te wees hier op aarde. En Here, ons besef ons is strydende kerk. Ons stryd teen die bose. Ons stryd teen die wêreld met sy bose gedagtes. Ons stryd is teen Satan. U gee vir ons ook die krag vir hierdie stryd, die geloof. Maar ja, Here, terwyl ons strydende is, dan weet ons staan ook onder die banier van oorwinning. En daarom is ons terselfdertyd ook triomferende kerk. Triomferende kerk wat 'n sekerheid in die hart het dat ons geliefdes wat ons vooruit gegaan het, wat gesterf het, dat hulle die oorwinning reeds vier. Dat hulle die hemelse heerlikheid beleef. En dat ons uiteindelik ook, Here, die groot oorwinning sal behaal, die triomf sal smaak wanneer ons Here Jesus Christus na hierdie aarde terugkeer. En ons saam die nuwe Jerusalem kan binnegaan.
Hoe wonderlik. En daarom, Here, gee vir ons daardie bewustheid en die besef elke dag van ons lewe, dat ons nie verloorders is. Want ons kan so maklik so voel as ons die swaar dinge van hierdie lewe beleef en ons dink, waarom al hierdie swaar? Waarom al die moeilikheid? Waarom siekte en droefheid? Waarom al hierdie dinge? Maar ja, Here, gee vir ons opnuut daardie besef van ons oorwinning. Dat ons oorwinners is in Jesus Christus. En dat ons hierdie geloofspad kan stap met ywer. Met 'n vastigheid. Met die oë gerig op ons Here Jesus Christus. Dankie, Here, vir die Sondag. Dankie vir die erediens. Dankie dat U vir ons hier gebring het en ja, Here, wees met ons. Wees deur die Gees in ons gedagtes. Ons kan so maklik dink aan die dinge daar buite, my besigheid, my werk, my huis. Maar Here, sny daardie gedagtes vanmôre af. Gee vir ons 'n helderheid van verstand om te luister. Vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. My broer en suster het seker gemerk, dis 'n lang gedeelte, 36 verse. Ons gaan nie al hierdie verse lees nie, ek gaan lees en ek gaan vertel. Ek sal vir julle sê waar ek telkens lees. Genesis 37, kom ons begin daar by vers 3. Jy sal nou sien, daar word gepraat van Israel. Natuurlik het Jakob het later die naam Israel verwerf. Jakob wat natuurlik, veral waar ons nou vanmôre gaan praat oor bedrog. Jakob wat beteken bedrieër, maar sy naam wat verander het soos wat hy nader aan die Here geleef het, die Here hom nader na hom toe gebring het. Kom ons lees dan van vers 3. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om garwe te bind op die land, toe met eens my garf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle garwe daar rondom kom en hulle voor my garf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer, of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Vers 11. En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Vers 14. Toe sê hy vir hom, gaan tog verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee, en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur, en hy het by Sichem aangekom. Vers 18. En hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle lustig raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daar die dromer aan. Kom dan nou,
Laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê 'n wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Natuurlik kom ek vertel net Ruben wat nie wil sien dat hulle sy broer doodmaak nie. Hy het 'n ander plan gesien, kom ons gooi hom in 'n put. Vers 23, en toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, die rok met lang moue wat hy aangehad het. En hulle neem hom en gooi hom in die put, maar die put was leeg. Daar was geen water in nie. En dan nou vers 26, toe sê Juda aan sy broers, watter voordeel is dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees, en sy broers het na hom geluister. En nou daar vers 33, intussen die rok wat in die bloed van die bok gedoop word, en nou word die kleed van Josef, wat met die bloed bedek is, aan Jakob gestuur, vers 33, en hy het dit erken en gesê, die rok van my seun, 'n wilde dier het hom opgeëet, verskeur is Josef. Toe skeur Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nie 'n treurende sal ek na my seun in die doderyk afdaal. So het sy vader hom dan beween. En die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag. Tot sover. Geliefdes, waar ons oor bedrog gaan praat, u sal nou vanmôre sê, ag nee, dominee, alweer 'n negatiewe ding, ons kry so baie daarmee te doen. Maar dit gaan oor sondes, ons spreek tog oor die sondes. Ons spreek bedrog aan. U wat vanmôre ook as ons hierdie gedeelte dit gelees het en daaroor gaan preek, ook maar in die hart ook vra, is daar nie bedrog in my eie lewe nie? Maar die Heilige Gees ook my oë daarvoor sal oopmaak. Met die oog op die bedrog dan vers 18, daar is ook ander verse natuurlik, die broers, en hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle lustig raad gehou teen hom, om hom dood te maak. My broer en suster, bedrog en ander skelmstreke het werklik deel geword van ons daaglikse bestaan. U sal vanmôre van my baie van hierdie bedrog kan vertel. Ons word erg geskok deur een of ander bedrogspel. 'n Mens wat in jou hart het om eerlik en opreg voor God te leef, raak geskok oor hierdie ding. Dan sien ons veral in ons tyd waar daar groot geld ter sprake is daar altyd kans vir hierdie diefstal en bedrog. En ons kan vanmôre nou baie gevalle gaan noem, vars in die nuus, en u het dit sekerlik gehoor, weer die bedrog met 'n beleggingsskema, 'n sogenaamde Ponzi-skema, waar 'n geskatte 500 miljoen rand op belegging was, of steeds is. En wat hartseer is, die grootste gedeelte van hierdie fonds, hierdie skema, hierdie geld is afkomstig van pensionarisse. Hulle wat werklik jare lank gewerk het en gespaar het vir hul ou dag. En hartseer om ook te weet, daar's natuurlik ander partye ook wat hier betrek is. En omdat hierdie skema ten opsigte van kleuterskole was, word kleuters en ouers ook nou hier betrek.
Ook hulle lewens word baie ernstig deur hierdie bedrog geraak. En as jy gaan kyk, en jy weet waarvan ek praat, waarskynlik as jy gaan kyk, hoe goed hierdie skema bemark is. Gesigte van goeie akteurs, onskuldig natuurlik, wat in hierdie advertensies misbruik is. Gebruik is om eintlik die skyn dan van geloofwaardigheid deur hierdie persoon wat die bedrog gepleeg het, dan nou die kykers of die luisteraars, daardie geloofwaardigheid by hulle te bring. 'n Koerantverslaggewer sê nogal nou die oggend, hy sê, loop lig vir mense wat jou taal praat en dan nog 'n Bybel met 'n Bybelversie kom. Dan besef ons word so maklik om die bos gelei, want mense buit eintlik ons goedgelowigheid uit. Ons sê mos baie keer, iemand het my van ver af gesien. En dit maak ook, al hierdie dinge maak dat ons niemand naderhand vertrou. Natuurlik as 'n mens na die woord van God gaan kyk, dan kry jy baie van hierdie bedrog of gebeure van bedrog en leuns. As 'n mens in die eerste bladsye van die Bybel gaan lees, kom jy al op hierdie bedrog af. Adam en Eva, wat natuurlik God probeer bedrieg. Dit alles natuurlik deur Satan, die groot leenaar, die bedrieër van alle tye. Hy kom. En daar die woorde van Eva, as die Here vra vir hulle, wat het jy nou gedoen? Dan sê sy dadelik, die slang het my bedrieg. En na hierdie voorval of hierdie gebeurtenis van die sondeval, loop ons telkens weer baie gevalle van bedrog, loop ons raak. Kom ons vanmôre by hierdie verhaal uit wat betrekking het op Jakob en Josef. Dan onthou ons mos Jakob wat self so deur aanhitsing van sy moeder die seun op 'n skelm manier verkry het. Maar daar sou vir Jakob later gevolge wees. Hy sou dit nie kon vryspring nie. Al hierdie dinge waarvoor ons ore vanmôre moet spits. Om te weet, my broer en suster, niks en niemand kan God se planne in die wiele ry nie. Niks is vir die almagtige, alwyse God verborge nie. En daarom kan niemand hom bedrieg nie. Hy is alwetend. En as ons dan na Jakob gaan kyk in sy lewensverhaal, het hy later gemaai wat hy gesaai het. Want Laban het gekom om hom te bedrieg weer op sy beurt, deur Lea as vrou aan hom te gee, in plaas van sy geliefde Rachel. En so moes Jakob leer, hy moes 'n pad stap om nader aan die Here te kom. Maar dit lyk vir ons of Jakob se voortrekkery deur sy moeder ook gelei het, dat hy ook later dit met sy eie kinders gedoen het. Omdat hy natuurlik vir Rachel liewer gehad het as Lea, het hy Rachel se twee seuns, Josef en Benjamin, liewer gehad as die kinders van Lea en natuurlik die slavinne Bilha en Silpa. En nou kan jy verstaan dat dit gedurende spanning in die huis veroorsaak het. En nou hier baie duidelik vanmôre lees ons dat Josef sy witbroodjie was. Hy het hom op allerlei maniere voorgetrek, soos ons hier gelees het. Hy het selfs gegaan en hom anders aangetrek, vers 4, 'n lang rok met moue. Jy moet mooi luister, dit het ook betekenis. Dit het gemaak dat Josef nie kon werk soos wat sy broers gewerk het nie.
Daardie veelkleurige kleed wat hy gedra het, wys op 'n manier 'n verhewendheid. Amper iets van 'n koninklike status. Maar dit het gevolge gehad. Vers 4. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Dit op sigself vanmôre al 'n waarskuwing aan ouers en grootouers as hulle dink om hulle kinders en kleinkinders voor te trek. En hierdie drome wat Josef natuurlik toe aan sy broers vertel, het alles vererger. Vers 8, hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. Want dit het 'n vermetelheid en 'n meerderwaardigheid, 'n verhewendheid by hulle geskep. En dan kry Josef die opdrag by sy pa, of die versoek by sy pa liewer, om na die veld te gaan, om te gaan kyk, hoe gaan dit met jou broers, hoe gaan dit met die vee? En dan sien ons daar die geweldige bedrog in die harte van hierdie broers, vers 18, ons teksvers, die listige raad teen hom, om hom dood te maak. Om jou broer dood te maak. Hulle wil hierdie dromer, hierdie broer van hulle, wil hulle van die gras afmaak. En dan natuurlik Ruben, soos ons gesê het, wat skerm en sê, nee, kom ons gooi hom liewer in die put, en dan natuurlik die rok wat geneem word, en bokbloed gedoop word. En later sien hulle natuurlik die Midianiete, en op versoek van Juda, op aanbeveling van hom, 'n guldige geleentheid om hom liewer te verkwansel. Hoor jy en sien nie al die bedrog? Dit in 'n huisgesin, geen bloedvergieting hier, en dan ontvang hulle nog geld, 20 sikkel silwer. En die nagevolge, jy weet, Jakob, wat hier die bebloede rok ontvang, natuurlik in sak en as. En hy sê, hy neem dadelik aan, dis 'n wilde dier wat hom verskeer het. En hierdie ding het hom gevreet, hierdie hartseer, hierdie verdriet het hom gevreet. Eers 20 jaar later, plus minus 20 jaar later, sou hy uitvind dat Josef leef. My broer en suster, soveel lyding en hartseer. Dink maar aan daardie geweldige angs wat Josef daar in daardie put ervaar het. Daar word nie dan in hierdie verhaal dadelik vir ons vertel nie, maar as 'n mens hoor later, ekskuus tog, as dit nou bekend raak, Genesis 42 vers 21, 20 jaar later, hoor ons sê die broers, voorwaar, ons boet nou vanweë ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het, toe hy ons gesmeek het, en ons nie geluister het nie, daarom kom hier die benoudheid oor ons. Dit saam met, en dink ons nog aan al die verdere aanpassings wat Josef daar moes maak, die ontbeerings, die versoekings daar in die vreemde, daar in sy tyd daar in die Egiptiese gevangenskap. Weg met daardie rustige bestaan in sy huis. Maar deur God se genade het hy die geloof behou, het hy moedig gebly. Selfs daar in die tronk kry hy bestuursposisie en later word hy tweede in bevel van Egipte, dit alles deur God se genade. Dan sien 'n mens dat God op so 'n manier ook beskik het om hulle uitkomste te gee aan die hongersnood. Hulle kon daar in die land Goshen daar in Egipte gaan woon. Aan die einde dan seëvier die waarheid. So baie mense in ons dag ook in hulle lewens probeer wegkom met bedrog. Die waarheid sal seëvier. Al die bedrog word ontbloot. 'n Josef
wat in die geloof ook later aan sy broers kan verklaar. Deur die geloof sien hy 'n groter prentjie. Hy sê daar in Genesis 45 vers 8, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God. En hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Egipteland. My broer en suster, en ek wil dit weer sê, God laat nie sy planne deur menslike bedrog en leuns ontspoor nie. Onder God se toelatende hand word sy volk Israel daar in Egipteland geplant. Om daar te oorleef, om daar voort te bestaan. Maar wat beteken dit vanmôre? Ons het al hierdie dinge gehoor. Wat beteken dit vir my en jou in hierdie ou wêreld wat soveel bedrog het? Waarskynlik kan baie van u vanmôre kom getuig en sê, maar ek het onder bedrog deurgeloop. En jy moet vanmôre baie eerlik wees, dalk is jy daar bedrog in die huis, in die lewe. As Here Jesus Christus toe hy na hierdie aarde kom, het hy ook met bedrog te doen gekry, dikwels. Te veel om op te noem, die bedrog deur die Fariseërs telkens. Hy, ware God, moes hierdie mense verneek en bedrog telkens trotseer. Daar met sy gevangeneming, as hy voor die Joodse raad kom, dan is hulle vol bedrog. Hulle probeer valse beskuldigings teen hom inbring om hom vas te trek. Sy fisiese opstanding word met leuns beswadder. En so kry ons in ons dag ook, as jy kan opnoem en sê, so daar's baie dwaalleers in ons dag met bedrog. Hulle kom met bedrog oor die woord, oor Christus se verlossing, oor sy wederkoms. En dis alles deel van Satan, sy leuns en bedrog, om Christus se gesag af te taak. Die bedrog sal natuurlik sy hoogtepunt vind in die verskyning en optrede van die anti-kris en die valse profeet. Maar vir my en jou as gelowige, uiteindelik hierdie wonderlike versekering, daar is egter nie 'n plek vir leuns en bedrog in die koninkryk, in die hemelse koninkryk nie. As 'n mens daar in Openbaring 21:27 lees, as jy van die nuwe Jerusalem lees, dan sê hy, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die Lam. Ek wil afsluit. Mag jou lewe, en ek sê jou lewe, dan praat ek daar waar jy in jou huis is, jou huwelik, daar waar jy in jou werk is, waar ook al, mag jou lewe werklik in eerlikheid en opregtheid wees voor die Here. Mag jou godsdiens, hoor jy mooi vanmôre, mag jou godsdiens, die wyse waarop jy God aanbid, waarop jy hom dien, mag dit in opregtheid wees, sonder bedrog en skyn. Paulus spreek hierdie skyn, hierdie bedrog aan. Jy ken dit al, 2 Timoteus 3 vers 5, hy sê, hy praat van sulke mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het. My broer en suster, die wêreldse bedrog het 'n manier om in te kruip in mense se lewens. Dit het 'n manier, 'n vuil manier om af te smeer. En daarom bid dat die Heilige Gees werklik vir jou nugterheid sal gee, onderskeidingsvermoë sal gee, om teen hierdie bedrog te waak. Amen. Kom ons bid saam.
Here God, U die alwetende, U wat weet van al die bedrog. Ons Here wat dikwels mislei word, so op baie maniere. Maar Here, ons bid, ons vra, kom weer die bedrog uit ons lewens. Dat ons eerlik sal wees en sal bly. En dat ons nie agter die wêreld en sy bedrog sal aanhardloop en ook maar so sal maak nie. Maar dat ons sal vasstaan in die geloof, vasstaan om eerlik en opreg te wees. Gee vir ons daardie krag en wysheid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Gesang 276. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan God se werk, standvastig, onbeweeglik sterk. Nou vers 2 ook. Verrig jou taak met vaste hand en doen jou woord altyd gestand. Wil daarby rein en matig lewe. Kom ons sing vers 1 en 2 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.